barefoot, rivers unafraid. The breath of Yahweh moved through the leaves before the serpent spoke to me. His voice was silk upon the air, a hidden knife, a gilded snare. Your eyes will open, you will rise, and death was hidden in his lies. Fig leaves trembling in our hands, ashes falling over Eden. I am Eve, mother of the living, daughter of the dust and flame. I have walked through fire, unconsumed, still calling on your name. East of Eden, under burning skies, the serpent whispers still at night, but Yahweh walks through the darkness and keeps alive the light. Oh, yeah. Outside the garden, cold and wild, we learn to pray, we learn to cry. Inside the cave, the shadows move, but prayer became a wall of truth. He came dressed, clothed in heaven's fire, false light wrapped around desire. But Adam bowed his face to pray, and heaven tore the lie away. The cave was dark, but not forsaken. The fire burned, yet mercy waited. I am Eve, marked by grief and glory, scarred by every serpent's breath. I have tasted exile, sorrow, and childbirth, close to death. East of Eden, still I lift my eyes. Through every wound the Father stays. He doesn't stop the burning, but He carries us through flames. And every scar became remembrance, every wound became a door. Every lie the serpent whispered made us seek the Father more. Women still walk through the fire, still deceived by shining things, still searching for forbidden wisdom, still forgetting heaven sings. But the seed is coming, yes, the promise still remains. The serpent strikes the heel in darkness, but his head will break in chains. Keeper of the ember flame, though the earth returns to dust, the Father calls my name. East of Eden, we still search the light, and though the swords of fire remain, Yahweh still walks beside us through every endless night. Serpent waits beside the road, but prayer still guards the door. And mercy walks the wilderness like footsteps before dawn. Where is she?
Goeiemôre almal. Sjoe, dis 'n mooi liedjie. Baie mooi. Ja. Ek hoop julle almal het 'n veilige, rustige week gehad. Indien nie, wel, hopelik sal julle Sabbat rustiger wees. Anyway, vandag praat ons oor die vrou se rol die vrou se rol in moderne wêreld en waar ons nog steeds die Torah probeer toepas in ons lewens en ons families probeer onderhou in 'n Bybel gebaseerde manier. Nou, ek meen baie van ons kom uit die kerke uit waar ons geleer word dat dit oukei is vir 'n vrou om die dominee te wees en om autoriteit oor die man te vat. Dis moeilike tye wat ons in is nou en ongelukkig soek Vader heeltemal die teenoorgestelde van dit van ons. So ons gaan nou net 'n bietjie probeer met skrif dit help uitlig vir die sissies om te sien wat soek Vader van ons en wat verwag hy. Ja. Okay, wil jy begin of moet ek begin? Nee, gaan jy. Okay. Weet dit is vir my 'n mooi liedjie daai veral waar dit verwys na waar 'n vrou gelok word deur die mooi blink dinge en begeerte het om hidden knowledge te kry, soos wat Eva gehad het. En dit is iets wat in ons almal is, of ons dit nou besef of nie, of erken of nie. Dit is nou maar deel van ons. En dis partykeer moeilik om jouself in toom te hou, veral waar ons groot gemaak word met I am woman, hear me roar en boss ladies en weet in skrif het ons hierdie laaste ruk gesien dat dit nie, jy het nie nodig om hysteries te wees en hard te wees en die man te oorrompel en al daai goed nie, want Vader gee vrou 'n stille krag wat baie magtiger is as wat die wêreld se leuns vir ons probeer vertel. So wat ek graag wil behandel vandag is meer die vrou se plek in die huwelik. En na die studies wat ons gedoen het die laaste ruk oor vrouens, het ons 'n baie duidelike prentjie gekry van hoe 'n vrou wat in Vader se wil en weë wandel geseën word. Hoe Vader haar kan gebruik om 'n volk te red en konings op te rig. En aan die ander kant, wanneer die vrou nie haar plek inneem en Vader se wil toe nie opgevreet word deur honde. Die vrou is gemaak om die man se hulp te wees. Nie sy vloermat en sy mindere nie, maar wel sy maat. Wanneer ons kyk na al die skrifte wat ons reeds deurgewerk het, sien ons dat wanneer 'n vrou opreg in Vader se waarheid loop, sy gelei word om haar man reg te help en by te staan en in wysheid op te tree, ten spyte van haar omstandighede. Daar's 'n baie duidelike orde in Vader se wil. En die van julle wat nou nog nie weet nie, dis Vader as die hoof, die Messias, dan die man, dan die vrou en dan die kinders. Ek wil graag vir ons lees uit 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat die gesalfde een die hoof is van elke man en die man is die hoof van die vrou. En Jahwe is die hoof van die gesalfde een. En dan in 1 Korintiërs 11 vers 8 en 9. Want die man is nie vanuit die vrou nie, maar die vrou vanuit die man. En die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. En dan gaan ek sommer reguit oorgaan na Efesiërs 5, vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans gehoorsaam, net soos aan ons meester. Daai sinnetjie wil ek net hê julle moet verstaan dat wanneer dit sê aan julle eie mans, in die waarheid is daar partykeer 'n bietjie confusion en ek sê nie jy moet die mans usurp nie, maar wanneer jou man sê hy voel dit is reg en dit is wat julle moet doen. Solank dit in die raamwerk is van Vader se wil, is dit goed so. Want elke man is die profeet van sy huis en hy moet dan sy vrou en sy gesin lei. Net omdat 'n ander man 'n ander ding sê vir sy vrou en die vrouens gesels, beteken nie dat dit reg is vir julle nie. En in so 'n manier as jy jou man volg wat in waarheid is, glo ek Vader sal hom reg lei en julle seën.
En dan gaan ons aan in vers 23. Want die man is die hoof van die vrou, net soos die gesalfde een ook hoof is van die gemeente. En hy is die redder van die liggaam. Maar soos die gemeente aan die gesalfde een gehoorsaam is, op dieselfde manier, moet die vroue ook in alles aan hulle eie mans wees. Mans, julle moet julle eie vroue lief hê, net soos die gesalfde een ook die gemeente lief gehad en homself om haar ontwil oorgegee het. Om dit af te sonder en te reinig in die wassing met water en in die woord. En hy sal die gemeente vir hom bevestig, wanneer het vol lof en eer, sonder vlek of krekel of enige iets soortgelyk is. Maar dit moet afgesonderd wees, sonder fout. Op die manier moet mans hulle eie vroue lief hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Want niemand het ooit sy eie liggaam gehad nie, maar hy voed en sorg vir sy eie, net soos die meester vir die gemeente. Want ons is ledemate van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Die man moet daarom sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een liggaam wees. Hierdie geheim is groot, maar ek sê dit met die oog op die gesalfde een en die gemeente, maar ook vir elkeen van julle, wat ook afsonderlik sy eie vrou moet lief hê, net soos homself, en die vrou moet haar man respekteer. In die skrifte sien ons wat verwag word wanneer jy getroud is en hoe die man sy vrou moet hanteer en andersom. Wanneer die man nie in die waarheid loop nie, is dit baie moeilik om in die orde te hou, aangesien hy nie dan reg kan lei nie. Maar ons het 'n voorbeeld in Abigail gesien, dat die vrou nog steeds met wysheid en insig kan optree en steeds geseën kan word, ten spyte van haar man se dwaasheid. 'n Vrou wat nie getroud is nie, kan kyk na die voorbeeld van Judith. Sy het 'n volk gered deur gehoorsaam aan vader te wees, en hy het haar nog steeds gelei en gehelp. Die lewe vandag is so deur mekaar en agterste voor, dat die orde van vader konstant veroordeel word en vernietig word. Baie vrouens vandag se aandag word afgetrek met leuns, dat hulle baase en leiers kan wees, en sterker as die man is, en beter en alles kan doen, en nog steeds 'n ma en vrou kan wees, maar iewers gaan iets skeefloop, of afgeskeep word. Want ons is nie bedoel om alles gelyk te kan doen nie. Dis net leuns. En ek besef baie vrouens vandag het nie 'n keuse nie. Hulle moet die plek inneem vir man en vrou. Hulle moet alles gelyk probeer doen. Maar ek weet dat wanneer ons gefokus bly op Vader se wil en hom vra vir hulp en leiding, gaan ons wel gehelp word. Ons kan nie alles doen en beheer nie. Maar ons kan wel vertrou en vasklou aan die een wat in beheer van alles is. Alles is vandag ontwerp om ons aandag af te trek van wat werklik belangrik is. En dis ons Vader se wil, die Torah, ons mans en ons kinders. Wanneer ons eers begin sien hoe alles leuns is en besef dat ons nie kan luister na die kerk en ander mense se opinies van hoe huwelik moet wees nie, dan begin Vader ons wys hoe dit moet wees. En of jy nou 'n gelowige man het of nie, Vader sal jou lei en help. En uit persoonlike ondervinding kan ek sê dat daar 'n vrede in my hart is en 'n aanvaarding dat ek al die tyd verkeerd was met die idees van die wêreld en wat die wêreld in ons koppe gesit het. En dat my man my reg sal lei as ek hom konstant aan Vader opdra en myself regstel, wanneer ek hom wil teestaan. Want dit gebeur nogal baie, dit is asof dit in ons is om opstandig te wees. En myself natuurlik. Ek praat uit persoonlike ondervinding en dit is 'n daaglikse ding wat ek myself moet regstel. En dis 'n baie moeilike onderwerp vir baie vrouens. En dis asof ons 'n vreeslike offended raak wanneer jy moet aan jou man onderdanig wees. Maar ek weet nou dat die vyand alles in sy vermoë doen om ons offended te hou. Ek meen kyk net vandag, die mense raak hysteries oor die simpelste goed. Want volgens die wêreld as jy aan jou man onderdanig is jy weak en jou man waarskynlik 'n boelie. En jy moet vir jouself opstaan en jou man staan. Maar nee, dankie, ek staan eerder my vrou en val in Vader se orde. Want ek het geen begeerte om soos 'n man te wees nie. Ek verkies dit om skuiling onder my man se vlerk in te neem. En om hom toe te laat om sy plek in te neem as hoëpriester van ons huis. Al die moeilike besluite te neem en hom te ondersteun en aan Vader op te dra. Ek is heel tevrede daarmee om 'n vrou te wees, soos Vader dit vir ons bedoel het.
en dankbaar daarvoor. En die God wat ek dien, en die skepper van die hemel en aarde maak nie foute nie. Nou ja, dit is wat ek te sê het oor die saak. Monty? Ja, ek het besluit om, jy weet die een voorbeeld uit die skrif uit te vat, wat baie van ons na streef om reg te kry, is die Spreuke 31 vrou. En jy weet, soos 'n mens mature, die eerste keer wat ek daai vers gelees het met, kan ek sê met, eintlik verstaan het wat daar aangaan, het ek half oorweldig gevoel en gedink, niemand gaan die vrou uit reg kry nie, dit is onmoontlik. Maar soos 'n mens ouer word, dan begin jy besef wat dit eintlik beteken om 'n Spreuke 31 vrou te wees in vandag se tyd. Selfs, ek meen, soos Angie sê, daar's van ons wat nie 'n man het nie, wat moet ma en pa wees, in die sin van sy moet versorg, maar sy moet die ma wees, en sy probeer haar kinders reg groot maak. Ek kan nogal imagine dat dit overwhelming raak vir 'n vrou op haar eie. En ja, ons as getroude paartjies sukkel ook in hierdie tye vreeslik, want dis asof die tyd korter raak en vinniger gaan en alles is net so op mekaar aanhoudend en dit raak uitputtend. Ek wonder partykeer hoe kry die mammas op hulle eie dit reg? En dit is net met Vader se genade dat ons deur elke week kom. En ons gaan kyk wat sê die Spreuke 31 vrou. Ek gaan dit eers vir julle deurlees, die Spreuke 31 vrou, en dan gaan ons dit 'n bietjie uitmekaar uittrek. Want ek voel ons kan 'n bietjie tyd op haar spandeer. Ekskuus, ek moet nou eers gou my Afrikaanse boek hier beet kry. Waar is my Afrikaanse Bybel? Okay. Vanaf vers 10. Wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wind sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Sy is soos skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in en sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy wingerde. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is en in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens en haar tabert is van fyn linne en purper. Haar man is bekend in die poorte as sy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit. En gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, is sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelikheid, onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van die huis na. En, daar verloor ek my plek. En die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat Jahwe vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. So, ja, as ons nou dit 'n bietjie uitmekaar uit gaan trek, dan gaan ons nou sien, daar's baie meer aan hierdie vers as wat ons dink. En so is dit met elke skrif in die skrifte. Wanneer jy 'n bietjie dieper in dit ingaan, gaan jy agterkom, dis meer as wat jy net op sigself lees. Ons begin sommer by vers 10 waar dit sê, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar hande is ver bo korale. Nou, daai deegsame vrou vertaal na Engels is die woord virtuous, wat in Hebreëus na die woord kayu verwys. Dit sê hierso, probably a force, means or other resources, an army, wealth, virtue, valor, strength, and hierso het ek die enetjie bietjie uitgelig ook, is strength, strong, substance, and virtuous. So hierso sien ons dat
dit beteken maar, jy weet, daar's 'n klomp ander woorde ook daar wat dit verduidelik. Ek dink dit hang maar af van die konteks wat jy die woorde gebruik, maar in hierdie konteks verwys dit na die vrou as 'n force en 'n resource, an army, wealth, virtue, valor and strength. So jy kan sien hierso dat dit eintlik soveel meer as net deugsaam beteken. Sy kan letterlik 'n army wees wat agter haar man staan. En sy kan powerful wees en sterk en of substance wees wanneer sy reg wandel, wanneer sy haar grond of haar huis op 'n rots bou, as julle weet wat ek bedoel. Hierso kan ons ook sien dat dit teruggaan na die primitiewe woord kiel, wat to twirl around or dance beteken. Nou dis vir my eintlik so mooi, want dit verwys hier na 'n vreugdevolle aksie soos dans of in die rond te draai. So die primitive woord van virtuous is letterlik 'n vreugdevolle aksie in hierdie konteks. So dis vir my so mooi as jy die woorde bietjie uitmekaar het begin trek en kan jy dieper ingaan en begin sien dat deegsame vrou is nie net deegsaam nie. Sy is 'n vreugdevolle, sy is 'n joy vir haar man, maar sy kan ook soos 'n army wees vir hom en 'n force of good en sterk. So dis net vir my baie mooi. As mense bietjie die goeters bietjie dieper begin uitgrou en rondgrou dit. Nie te diep natuurlik, want dan kan 'n mens baie keer in 'n bus afval. Maar in elk geval, en dan lees ons verder in vers 11, die hart van haar man vertrou op haar, en aan wind sal dit hom nie ontbreek nie. Nou hierso is die woord wind, of althans die woord botak, is die oorspronklike Hebreëse woord. Dit sê maar net hierso dat hy confident, secure en sure is in haar vermoë om te doen wat sy moet. En wanneer dit sê dat hy geen tekort gaan hê of geen wind sal ontbreek nie, beteken hy sal nooit 'n verlies ly wanneer sy daar is om sy huishouding te regeer, sy kinders groot te maak nie. Want in baie opsigte, as 'n vrou nou nie werk nie, en haar werk is net om die kinders groot te maak en die huis aan die gang te hou, sal die man baie keer wat hy verdien met haar deel, sodat sy kan gaan kos koop en geld het vir medisyne vir die kinders as dit nodig is of wat ook al. Maar hy kan in haar vertrou dat sy nie onnodig in geld mos, byvoorbeeld by die winkels en onnodige goed gaan koop nie, né? So dit beteken sy is ook wat is die woord wat ek soek? Sy is trustworthy met sy geld. Sy gaan nie gaan staan en lawwe goed aanvang met dit nie. So die man voel veilig by haar. En hy sal geen begeerte hê vir enige iets of iemand anders nie. Sy vertroue in haar maak hom meer seker van homself. Vers 12, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Want dis eintlik maar heel op sigself. Jy weet, jy hoef nou nie dit dieper in te gaan nie. Jy is goed vir jou man. Jy is nie sy vyand agter sy rug nie. Sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. So hier sien ons dat sy goed is met haar hande, of in 'n brei of wikkel of klere regmaak is. Sy doen want sy kan om haar familie te versorg. Maar ons weet ook dat wol en vlas, daai vlas is eintlik die woord linne. En wol en linne verwys na Torah. So wat ook al sy met haar hande doen, sy het altyd Torah in gedagte. So sy is korrek volgens haar optrede en haar gedagtes. Hy is soos die skeep, sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. So ons weet brood verwys na skrif en die voedsaamheid van dit. Om haar te vergelyk met 'n handelaar, verwys bloot dat sy nooit sonder dit gevind word nie. Sy is altyd in stok, as ek dit so kan sê. Sy is altyd 'n wyse woord of 'n lering hê vir die kinders. In vers 15, sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies. Elke mamma sal verstaan wat dit is om 'n huishouding te hardloop. Sy is vroeg op en gaan slaap laat. En of dit nou is om eers kombuis skoon te maak of vroeg al die kinders se klere reg te kry vir die dag of kos te maak, sy is bedrywig en sy doen wat sy moet. Mamas met klein mensies sal ook weet, ons is meeste van die tyd alleen wakker in die huis met die klein ding. As hulle nou siek is of moeilik is of bang is, mamma is die vertroosting. So voedsel aan haar gesin is nie net kos nie, maar sy doen gewoonlik haar Bybelstudies dan ook. Ek weet dis wanneer ek myne doen. Wanneer die kleintjies nog slaap, sodat sy rustig kan lees en tyd met vader spandeer. Want as die kinders eers wakker is daar nie stilte of tyd nie. So daai versie kan
in baie verskillende maniere geïnterpreteer word wanneer dit by 'n mamma kom. Ek meen, elkeen van ons weet ons huishoudings is anders en ons het verskillende roetines, maar dit kom daarop neer dat ons altyd besig is. Daar's nie regtig 'n rustige tyd vir al as jy kleintjies in die huis het nie. Vers 16, sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit, en van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Hierdie vers kan beteken om letterlik land te koop en groente en vrugte en kruie te plant vir kos vir haar gesin of gesondheid, maar ook dieper geestelik. Met die vrug van haar hand te plant sy 'n wingerd. So sy pas die olyfboompies op wat Vader vir haar en haar man gegee het. Sy snoei hulle waar nodig, sy leer hulle reg en lê die basis vir hulle lewens en help hulle om sterk vrugtedraande bome te word, soos Jahwe van ons as moeders verwag. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig. So hierso verwys daai woord van krag na strength in various applications. So dis force, security, majesty of praise. Boldness, loud, might, power, strength and strong. Nou, ek wil hê julle moet verstaan, hierdie verwys nie in die term van vandag se idee van 'n goddelike vrou wat loud en pompous en vol van haarself is nie. Sy is bold in haar vertroue in Jahwe, maar dit beteken nie sy gaan mense doodskree en sommer net te kere gaan soos sy wil nie. Daai might, power, strength verwys na 'n innerlike krag. Nie noodwendig 'n uiterlike optrede of voorgee nie. Soos in Psalm 62 vers 7 en 8 waar dit sê, by Elohim is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in Elohim. Of Psalm 84 vers 5, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in U is, en wie se hart die gebaande wee is. So sy weet waar haar krag lê, nie in haarself nie. Haar boldness is selfs in die vertroue, of slegs in die vertroue dat Jahwe haar sal lei en bewaar. Nie in haar eie groot woorde of haar vermoë om ander mense in die bek te ruk, as ek dit so kan sê. Jy weet, vandag is almal so speaking my truth. En jy weet, baie keer is dit regtig nie nodig om altyd te sê wat in jou kop aangaan nie. Nie almal hoef op hulle plek gesit te word nie. En dis 'n moeilike ding vandag, veral as jy sien wat die trende is. Jy weet, ek sien vrouens wat hulle ma's afskryf en die ma het nooit met haar gespeel toe sy 'n kind was nie. En ek praat nou nie van die ernstige situasies waar die ma nou vreeslik afskeep was en ek praat nie van die extremes nie. Ek praat van elke vrou deesdae soek 'n rede om haar ma af te skryf en haar peace te protect en haar truth te vertel. En dan meeste van die tyd het sy die kat in die snor beet, want sy het geen idee wat 'n slegte ma was eintlik nie. Haar ma het net die beste probeer van wat sy kon doen. Maar my punt bly staan, ons hoef nie altyd iemand in die bek te ruk of reg te stel nie. Dis nie altyd jou plek nie. Partykeer moet jy maar net 'n bietjie stil bly en wegloop van dit af. In vers 18, sy voel dat haar wins goed is en in die nag gaan haar lamp nie dood nie. So hierso sien ons dat haar vreugde is in haar handewerk, of dit nou fisies is en of sy sien hoe haar kinders floreer onder haar liefde en leiding. Haar lig verwys na Torah wat sy nooit vergeet nie. Haar lampie is vol en haar lig skyn helder selfs in moeilike donker tye. Vers 19, sy steek haar hande uit na die spinstok en haar handpalms hou die spoel vas. Nou, ek het altyd toe ek hierdie gelees het gedink, ons baie verwysings na die vrou wat klere maak. Maar weer eens, as jy net 'n bietjie dieper gaan soek en jy gaan kyk wat beteken die woorde en jy laat Vader jou lei, dan gaan jy sien dat hierdie woord spinstok verwys eintlik na die Hebreëse woord kishor, literally 'n director. En die ander ene is unused meaning to be round, a circuit, also a spindle or a crutch of a staff. So hierso beteken dit sy is basically die director van 'n staf. En dit, weer eens, is daar twee maniere om hierdie vers te kyk. Of sy maak letterlik wol met haar spinstok en sy hou die spoel vas, soos ons weet Vader se woord is 'n tweesnydende swaard. Of ons gekyk na die root words, soos ons nou net het.
Kishore, director, en Pelek, staff. Sy hou die director of the staff. Maak het soos in die sin van Vader se weë. Psalm 23 vers 4 wat sê, in Engels sê hy dit mooi. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So die stok hierso verwys na 'n kort stewige wapen wat herders gebruik om skape teen roofdiere te beskerm. En die staf was die langer herderstaf waarmee hy die skape gelei, ondersteun en teruggetrek het wanneer hulle afdwaal. Is dit nie maar ons werk met ons kinders nie? Ons probeer hulle beskerm vandag teen al die evil om ons. En julle weet hoe erg raak het nou. Ek meen, ons praat in die week oor ek te bang is om alleen winkel toe te gaan met die kleintjies. Ek los hulle eerder by die huis saam met ouma en gaan alleen. Want ek meen, jy hoor deesdae hulle gryp die kind sommer uit jou arms uit en checkers. Dis baie scary tye wat ons in leef. So nie net as die mamma die kind moet probeer beskerm nie, maar ons moet hulle terugtrek wanneer hulle besig is om af te dwaal met die staf of die herderstaf. So die vers sê dat Jahwe se beskerming die stok en die leiding die staf troos bring, selfs wanneer ons deur moeilike of gevaarlike tye gaan. So hierso is die mamma amper die uitlewing van daai vers wanneer dit kom by haar kinders. En dis net vir my mooi gewees toe ek daai nou raak sien en besef dat 'n vrou se werk is soveel meer as net soos daai vers half uitbeeld klere maak. As jy hom net lees vir wat jy lees daar en nie bietjie dieper gaan kyk nie. Vers 20, sy brei haar handpalm uit na die elendige en sy steek haar hande uit na die behoeftige. Dit is ook maar heel obvious. Jy help waar jy kan en wie jy kan. 21, sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Sy maak vir haarself dekens en haar tabert is van fyn linne en purper. Nou hier is 'n interessante stukkie. As ons gaan kyk na Openbaring 19 vers 8, sal ons sien dat die klere ekskuus, ek het nou eers gegaan net hier opgelees. In Openbaring 19 vers 8 sê dit. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. So hier verduidelik dit dat sy nie net met haar hande vir haar familie voorsien nie, maar die klere wat sy dra is klere of righteousness, met die werke wat sy doen met haar hande, of dit nou is om haar familie te versorg en die olyfboompies reg groot te maak, of om letterlik in die grond te werk en 'n herb garden of 'n groentetuintjie te cultivate, punt bly staan. Sy doen wat sy kan, wanneer sy kan. En so goed as wat sy kan. Vader het nooit verwag dat ons alles gelyk moet regkry nie. Vers 23 sê, haar man is bekend in die poorte as sy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak hemde en verkoop dit, 'n gordels lewer sy aan die handelaars. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Nou daai versie kan 'n mens in baie verskillende maniere interpreteer. Of sy is gerus met die feit dat sy voorsiening gemaak het vir haar familie vir moeilike tye, jy weet, kos opgaar of wat ook al, of met profetiese tye wat kom, is sy gerus in die wete dat Vader haar gaan beskerm, haar man en haar kinders, en dat hulle profesie verstaan en gereed is vir wat kom, geestelik. In vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid. Die vrou wat Jahwe vrees, sy moet geprys word. Hierdie is ook 'n versie wat my net ons herinner dat skoonheid en mooi blink hare en fancy klere, is niks fout daarmee as jy dit het nie. Niemand gaan sleg ding van jou as jy jouself mooi versorg nie, maar dit is nie alwaar 'n vrou is nie. As sy harder werk om haar hart en haar siel, jy weet, laat groei in Vader se woord, en sy is nie gepla oor haar skoonheid nie,
dan gaan haar skoonheid van binne af deurskyn. Daar's baie sissies in die geloof wat nog steeds hulle hare doen en nails doen en velle, jy weet, diergoed gebruik vir die vel en hulle make-up mooi aansit. Daar's niks fout daarmee nie. Daar's niks fout daarmee nie. Hierdie vers verwys net na die feit dat vrouens dit as 'n masker begin gebruik éventueel, omdat binne nie so mooi is nie. Probeer hulle die man se aandag aftrek met wat mooi buite is. Dis maar al wat hierdie vers na toe verwys. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. So kom ek maar net neer op she's walking the walk and she's talking or doing, jy weet, sy doen wat sy gesê het sy gaan doen en sy werk hard. Of dit nou is in 'n huis fisies of geestelik, haar vrugte wys. En dit is mooi en goed en aanneemlik. So die slotsom in dit is die vrou van Spreuke 31 is nie onbereikbare standaard wat ons moet uitput om na te jaag nie. Wat ons onsself mee moet uitput nie. Sy is 'n voorbeeld van 'n vrou wat in elke seisoen van haar lewe getrou wandel met Jahwe. Soms lyk daardie getrouheid soos die versorging van kleinkinders, soms soos die bestuur van 'n huishouding, en soms die bou van 'n besigheid, en soms soos die bediening van ander met wysheid, wat Vader deur die jare nagevorm het. Die wêreld meet 'n vrou se waarde dikwels aan haar produktiwiteit, haar inkomste of haar prestasies. Die skrif meet haar waarde anders. Die vrou wat Jahwe vrees, wat haar huisgesin liefhet, wat wysheid spreek en wat haar hande gebruik om te bou eerder as om af te breek, en wat haar krag in Elohim vind, is die vrou wat geprys moet word. Ons hoef nie alles op een slag te wees nie. Vader het die seisoen geskep en elke seisoen het sy eie doel, sy eie vrug en sy eie genade. Wanneer ons ophou om onsself met die wêreld se verwagtinge te vergelyk en eerder getrou is op die taak wat vandag voor ons lê, ontdek ons die ware hart van 'n deegsame vrou. Mag ons daarna streef om nie vroue van perfeksie te wees nie, maar vroue van getrouheid, nie gedryf deur die druk van die wêreld nie, maar gelei deur die wysheid van Jahwe. Want aan die einde is dit nie ons skoonheid, ons besittings of ons prestasies wat bly staan nie, maar die vrug van 'n lewe wat in eerbied en gehoorsaamheid vir ons Skepper geleef is. So, hierso sien ons in Prediker 3 vers 1, verwys dit ook na alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, en 'n tyd om te trek wat geplant is. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. Die beginsel is dat Jahwe nie van ons verwag om alles gelyktydig te doen nie, hy werk deur seisoene. En Prediker 3 vers 11 sê dit, hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Soms verstaan ons nie hoekom ons huidige seisoen anders lyk as iemand anders nie. Maar Vader vorm elkeen volgens sy tydsberekening. En Galasiërs 6 vers 9 sê dit, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Daar is eers 'n planttyd, dan 'n wagtyd en uiteindelik 'n oestyd. In Psalm 1 vers 3, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Nie alle vrugte verskyn die hele jaar nie. Selfs die regverdige bring vrug voort op sy tyd. Titus 2 vers 3 tot 5, hier sien ons ook verskillende seisoene vir vroue. Die ouer vroue moet die jonger vroue leer om hulle mans lief te hê en hulle kinders lief te hê. Jong vroue word spesifiek aangespreek in hulle seisoen van huwelik en kinderopvoeding, terwyl die ouer vrou 'n ander rol vervul, naamlik mentorskap en onderrig. So al wat ek hier vir julle probeer sê is, ons kan nie Spreuke 31 vrou wees all at once nie. Dis verskillende seisoene van ons lewens. Ek is nou in my little baby phase, net toe ek gedog het ek's klaar, toe begin ek van vooraf. Dis Vader se wil. Hy weet presies wat ek nodig het en wanneer ek dit nodig het. So ek is nou weer in my babietjie grootmaak phase. Ek gaan nie nou kan sit en klere maak en industrious besigheidsvrou wees nie. Ek het nie tyd nie. Maar die ander sissies is op ander seisoene in hulle lewens, waar die kinders bietjie groter is. Nou kan sy werk, nou kan sy help inkomste inbring vir die familie. Daar's vrouens wat nie 'n keuse het nie en dit in elk geval moet doen. En sy kry dit reg, want Vader gee haar die krag daarvoor. Ons almal se seisoene in ons lewens is anders op verskillende tye.
En ons kan nie probeer om die Spreuke 31 vrou als gelyk reg te kry nie. Dit kom met tyd. En dit is 'n verskillende seisoene. So wanneer jou kinders groot is, gaan jy tyd hê vir jou groentetuin wat oorgroei en jou herb garden wat doodgaan. Maar vir nou is dit nou maar wat dit is. Want ek is besig met kleintjies en snotneusies en doekeruil en ja, dis nou maar net hoe dit is vir my nou. En ons moet leer om te aanvaar die seisoene wat Vader ons ingeplaas het. Want om dit te kan terugsit en erken vir wat dit is, vat wysheid en insig van Vader af. En hy sal vir jou wys waar jy nou is en wat jy nou moet doen. En ons moet leer om ons daarin te berus, want ons gaan nie altyd dieselfde plek wees waar ander sissies is nie. Daarom moet ons ook nie ons huise en ons kinders of ons omstandighede met mekaar probeer vergelyk nie. Want ons is nie in dieselfde seisoen noodwendig altyd as die ander nie. Ek en Angie is 'n tweeling. Ek en sy is nie in dieselfde seisoen van ons lewens nie. En dis okay. Ons moet net leer om te aanvaar waar ons is in hierdie tyd en ons bes te probeer doen vir daardie seisoen. Of nou is met besigheid hardloop of kleintjies grootmaak of wat ook al dit is waar Vader jou nou geplaas het. Daarom is dit belangrik om na hom toe te draai vir wysheid en insig, sodat ons seisoen waarin ons is met oorgawe kan doen, tot eer en verheerliking van sy naam. So dis ook al wat ek het op by te dra. Ek hoop ek het dit duidelik deurgebring vir julle en julle kon sien wat ek probeer vir julle vertel hierso. Dit is baie mooi, dankie Monty. Enige vragies of bydrae van julle af? So ek en Angie het gedink, as julle nie enige ander spesifieke topics het wat julle wil bespreek nie, dan kan ons dalk begin om die stamvaders deur te werk. Want hulle het 'n paar interessante goedjies wat ons kan leer by hulle. Soos byvoorbeeld maar die geaardhede van die stamvaders. Jy weet, ek glo dit word in die bloedlyn afgedra tot vandag toe. So ja, ek weet nie, wat dink julle? Wil julle dit doen? Bietjie deur die stamvaders werk, ons begin by Ruben. Okay. Ja, ek dink dit sal lekker wees. Daar's soveel kennis daarin. En myne is nou alles in Engels, ek hoop julle gee om nie. Ek het nie die Afrikaanse skrifte daarvan nie, ek het nie die Engelse weergawe. Die meeste van ons verstaan daarom Engels as julle vashak, as julle meer as welkom om te vra. Maar ja, Ja, well, ek het ook Engels, ongelukkig het ek ook nie Afrikaans. Want ons sê is dit scriptures, Angie, dis in Engels, ongelukkig. ja. Maar ja, as een van julle is wat wil injoin en saam help, is julle welkom. Laat weet ons net, as julle wil privaat praat, dis ook reg. Nou ja, andersins begin ons dan volgende week met Ruben, as daar nie 'n ander onderwerp is wat julle eerder wil bespreek eerste nie. Okay. Wel, in daai geval, fluit, my storie is uit vir nou. So julle moet dan 'n awesome rustige geseënde Sabbat verder hê. Dit is bitter koud hier by ons in Johannesburg. Ek het al my klere gelyk aan. Ek kan skaars beweeg. En jou asempies maak sulke wolkies buite as jy loop. Maar nou ja, ons is dankbaar vir elke seisoen, né? Ek sê vanoggend vir my dogter, is dit te vroeg om uit te sien na swimmer. Ek dink dit is. Dis die eerste week van winter. Maar nou ja, ons sluit weer af met een van die liedjies wat Lucas gemaak het. Julle moet 'n awesome Sabbat hê. Ek sal die link vir die video post vandag. Ek het laasweek se opgelaai. Ek het net vergeet om die link te post. So hy is daar vir die wat nie kon inskakel nie. Laasweek se video is op die YouTube channel. Maar in elk geval, kom ek begin die liedjie. En ek hoop nie daar's 'n advertensie tussenin nie. Ten camels kneel in the evening light, dust on the road from a distant life.
A servant praised by the water's side. Show me the one you have chosen, Yahweh, tonight. Daughters come with jars on their shoulders, silent hope in a stranger's prayer. Then she appears like a whispered promise, heaven's answer, standing there. Before the words had left his breath, mercy was already moving. She said, drink, my master, I will draw for you. And for your camels I will draw too. Not just water, but a willing heart, set apart from the very start. At the well she answered the call, before she knew she would give her all. Chosen in kindness, faithful and true, Rebecca, heaven moved through you. She ran again to the hidden deep, pouring out till the thirst would sleep. Silent eyes watch the servant stand. Is this the work of the set apart hand? Golden bracelets, a sacred sign, a story unfolding by design. To whose house do you belong? He cried. I am of Nahor's line, she replied. And he bowed low to bless the name, Yahweh, who leads and never fails. She said, drink, my master, I will draw for you. And for your camels I will draw too. Not just water, but a yielding soul, walking straight in a heaven's roll. At the well she answered the call, before she knew she would leave it all. Chosen in mercy, faithful and true, Rebecca, heaven moved through you. Will you go? And she said, I will. No turning back, just quiet still, leaving behind what she once knew, to walk by faith into something new. Blessed with thousands yet to rise, nations hidden in her eyes. A mother marked by sacred sight, discernment burning like a light. She knew the heart, she knew the way. One would wander, one would stay. A promise carried in her womb, two nations wrestling in the room. In the field at the fall of day, a man stands still in the quiet to pray. She lifts her eyes, her breast stands still. Who is this walking across the hill? She veils her face, the journey ends. Love begins where sorrow bends. Comfort comes where lost ones stayed, and a covenant life is gently laid. She said, drink, my master, I will draw for you. And for your camels I will draw too. Not just water, but destiny, flowing from deep humility. At the well she answered the call, and heaven wrote it over all. Chosen, discerning, faithful and true, Rebecca, the promise lived through you. A mother who saw what others could not, a heart that guarded the chosen line. Not by chance, not by sight, but by the Spirit. She knew what was right. Dis 'n my sissies, geseënde Sabbat verder en wees veilig vir die week vorentoe.